Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. Selfs al word dit die tweede helfte van Korintiërs in ons Bybels genoem, is daar heelwat wenke in hierdie brief dat dit nie net die tweede brief is wat hy aan die kerk van die antieke Korinte geskryf het nie. Paulus het hierdie Jesus gemeenskap in Korinte 'n tyd gelede op een van sy sendingsreise begin. Jy kan die verhaal in die boek van Handelinge, hoofstuk 18 lees. En nadat Paulus weg was, het hy 'n verslag gekry dat dinge nie so goed gegaan het daar nie. So hy het die brief wat ons 1 Korintiërs noem geskryf om hierdie probleme reg te stel. En dit wil voorkom of baie in die kerk Paulus se onderrig in daardie brief verwerp en teen sy gesag rebelleer het. En so leer ons in hierdie brief dat Paulus in lewende lywe opgevolg het met wat hy die pynlike besoek noem. En daarna het hy 'n brief gestuur wat hy sê met bekommernis en trane geskryf is. En so, na al hierdie maatreëls het die meeste, maar nie al die Korintiërs nie, besef hoe verwaand hulle was en hulle het vir Paulus om verskoning gevra. Hulle wou versoening hê. En daarom het Paulus hierdie brief geskryf, om hulle van sy liefde en toewyding te verseker. Die brief is omwerp met die 3 hoofafdelings wat elkeen 'n spesifieke onderwerp aanspreek. So Paulus het eers sy versoening met die Korintiërs afgehandel. Dan in hoofstuk 8 en 9 spreek hy die onderwerp van vergete vrygewigheid aan. En in die laaste hoofstukke daag Paulus die oorblywende Korintiërs uit, wat hom steeds verwerp. Kom ons spring weg, en julle sal sien hoe dit alles werk. So Paulus begin met danksegging aan die God van alle genade en troos, wat vrede en bemoediging aan hom en die Korintiërs gegee het, gedurende hierdie tyd van verdeeldheid en stryery. Hy erken dinge was gespanne sedert sy pynlike besoek, en hy maak dit duidelik dat hy hulle vergewe het. Hy wil 'n oop en eerlike verhouding met hulle hê. Maar waarom het hulle Paulus in die eerste plek verwerp? Wel, ons ontdek later in hierdie brief dat die Korintiërs nie veel gedink het van Paulus as leier nie. Hy was arm. Hy het 'n karige inkomste deur handearbeid verdien. Hy was aanhoudend vervolg en het gedurig lyding beleef. Hy was dikwels haweloos en bovenal was hy nie 'n baie indrukwekkende spreker nie. En toe die Korintiërs eers blootgestel is aan ander, ryker, meer indrukwekkende Christelike leiers, het hulle minder van Paulus begin dink. Hulle was eintlik skaam vir hom. So Paulus reageer eerstens deur hulle daarop te wys, dat hulle verhoging van daardie leiers slegs oor hulle rykdom en welsprekendheid verraad teenoor Jesus is. Dit ontbloot 'n heeltemal verwronge waardestelsel. Ware Christen leierskap, sê Paulus, gaan nie oor status of selfbevordering nie. Paulus stel homself en die ander apostels voor as gevange slawe van koning Jesus, wie hulle lei op 'n triomftog. Paulus se werk is nie om indrukwekkend te wees nie, maar eerder om mense te wys na die een wat is, Jesus. Hy verwys dan na 'n onlangse eis van die Korintiërs, dat hy aanbevelingsbriewe moet gee om sy gesag en kwalifikasies te bewys. En vir Paulus is dit verregaande. Hulle kerk sou nie eers bestaan het as hy dit nie begin het nie. En met dit sê hy, hulle is sy bewys van ware leierskap. Hulle is sy aanbevelingsbrief. Hy gebruik 'n paar slim aanhalings uit Jeremia en Esegiel en sê, God se Gees het sy aanbevelingsbrief op hulle harte geskryf as sy nuwe verbondsvolk. Die Korintiërs behoort nie meer bewyse as dit nodig te hê nie. Nou die verwysing na die nuwe verbond lei Paulus na 'n lang vergelyking tussen die ou verbond tussen God en Israel wat deur Moses bemiddel is, en die nuwe verbond tussen God en die Korintiërs wat deur Jesus en die Gees bemiddel is. Die ou verbond wat op die berg Sinaï gemaak is, was regtig glorieryk. Dit het selfs vir Moses laat blink met God se glorie, maar daardie glorie het uiteindelik verdof. Om nie eers te noem dat die wette van daardie verbond nie effektief daarmee was om Israel waarlik te verander nie. Maar die nuwe verbond is in vergelyking selfs meer glorieryk, want die opgestane Jesus is die glorie van God en hy leef vir ewig. En dis sy Gees wat mense nou verander om meer getrou te word, net soos Jesus self. Dit klink nou alles wonderlik. Ek meen, wie wil nou nie in God se glorie deel nie? Maar Paulus gaan aan om te wys hoe die paradoks van die kruis die Korintiërs se idees van glorie en sukses onderste bo draai.
Trouwens, Jesus se glorieryke verhoging as koning het plaasgevind deur sy lyding, teregstelling en dood. Aan die kruis openbaar Jesus God se redding. Hy het gesterf vir die sondes van die wêreld om mense met God te versoen. Maar die kruis doen selfs meer. Dit openbaar God se karakter. Hy is 'n wese van opperste selfopofferende, lydende liefde wat die welsyn van ander najag. Die kruis openbaar ook 'n nuwe kruisvormige lewe. En Paulus se doel is dat sy lewe en bediening die kruis naboots. So alhoewel sy apostoliese loopbaan gekenmerk is deur nederigheid, lyding, armoede, was dit alles om die Korintiërs te dien. So wanneer hulle dus Paulus se armoede en lyding afkeer, keer hulle vir Jesus ook af. Paulus se manier van lewe en leierskap is in werklikheid die bewys dat hy waarlik die gekruisigde en opgestane Jesus verteenwoordig. Paulus wil werklik met die Korintiërs versoen raak, maar hy gaan nie opgee voor hulle nie verander en hierdie onderste bo paradoks van die kruis omhels nie. Na hierdie passievolle versoek beweeg Paulus aan om die onderwerp van die vergete vrygewigheid te behandel. Die Joodse Christene daar in Jerusalem het in armoede verval weens hongersnood. Nou was Paulus besig om geld in te samel by die nuwe kerke wat hy begin het, vol meestal nie Jode. Hulle sou 'n hulpgeskenk stuur as 'n simbool van hulle eenheid in die Messias Jesus. En dus was baie van hierdie kerke verheug om te kon gee. Maar die Korintiërs, te midde van al hierdie konflik met Paulus, het nie vir die geskenk gespaar nie. En vir Paulus gaan dit nie net oor geld nie. Dis nog 'n teken dat die Korintiërs nie deur die evangelie van Jesus verander is nie, wat in wese 'n verhaal van vrygewigheid is. Paulus sê, julle ken die vrygewige genade van ons Here Jesus, die Messias, wat selfs al was hy ryk, hy vir julle onthaalwe arm geword het, sodat deur sy armoede julle kon ryk word. Hy vertel die verhaal van die evangelie deur die finansiële beelde. Jesus het sy glorieryke eer of rykdom opgegee, en hy het homself verlaag om as 'n arm slaaf te sterf, sodat ander mense wat deur sonde en dood verarm is, verhoog kan word en ryk kan word deur die rykdom van God se genade. Om 'n Christen te wees is om hierdie verhaal diep in jou gedagtes en hart te laat insink, en om daardeur verander te word in iemand wat meer vrygewig is, meer bereid is om jou lewe en hulpbronne met ander te deel. In die laaste afdeling van die brief fokus Paulus op die hoofbron van sy konflik met die Korintiërs, daardie indrukwekkende leiers wat hy sarkasties die superapostels noem. So het hulle na Korinte gekom en hulself opgehemel en Paulus sleg gesê as 'n arm, onsuksesvolle leier. En terwyl hy dalk die gevaar loop om selfbevorderend te klink, sê Paulus, wil hierdie ouens regtig kwalifikasies vergelyk? Hy kan hulle met gemak aanvat. Is hulle Joodse Bybelkenners? Wel, Paulus is ook. Hy was tog 'n Fariseer. Hy het die hele Bybel gememoriseer. Wil hulle spog met hulle groot kennis van Jesus? Paulus het inderwaarheid die opgestane Jesus gesien en saam met hom tyd spandeer. Hy het al visioene van Jesus se hemelse troonkamer gesien. Maar nog belangriker, Paulus het sy hele lewe aan die sending van Jesus gewy. Hy het gemak en stabiliteit opgeoffer en hy het nooit vir die Korintiërs geld gevra nie. Anders as die superapostels wat baie geld gevra het, het Paulus sy eie inkomste verdien. Maar, sê Paulus, hy weier om te spog oor hierdie prestasies, want hierdie dinge maak nie regtig saak as Christen nie. In plaas daarvan sal hy hom roem in sy foute en sy swakheid, want deur daardie swakhede ontdek hy die liefde en genade van God. Of soos Jesus eenmaal vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Paulus sluit die brief af met 'n ernstige waarskuwing aan die Korintiërs. Hulle moet hulle self ondersoek, hulle afkeer vir Paulus, sy manier van lewe, hulle liefde vir hierdie superapostels. Dit alles wys dat hulle nie op 'n fundamentele vlak snap wie Jesus is nie. Hulle leef nie soos veranderde volgelinge van Jesus nie.
En dus nooi hy hulle om hulle self weer eens neer te buig voor die liefde van Jesus. 2 Korintiërs gee ons werklik 'n unieke kykie in die lewe van Paulus en die paradoks wat deur die kruis van Jesus voor ons geplaas word. Die kruis daag ons waardes uit, die manier hoe ons die wêreld sien. Ons heg waarde aan sukses, opvoeding, rykdom, maar God ag nederigheid en swakheid waardevol, want sy liefde en krag is deur lyding, dood en die opstanding van Jesus bekend gemaak. Die kruis stel ook die veranderende krag en teenwoordigheid van die Gees vry, wat Jesus se volgelinge bemagtig om sy kruisvormige lewe op te neem en dit hulle eie te maak. En dit is waaroor die tweede boek van Korintiërs gaan.